Die Evangelie van Lukas hoofstuk 22 vers 44 lees soos volg. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Welkom by Geloofspad. Daar is min plekke in die skrif waar ons die emosionele en geestelike gewig van Christus se sending so duidelik sien as wat ons in die tuin van Getsemane sien. Hier is Jesus nog nie deur soldate omring of met spykers deurboor nie, maar hy bloei reeds. Hoekom? Want in hierdie oomblik, onder die gewig van ons sonde en die naderende toorn van God, is hy verpletter. Nie deur mense nie, maar deur die beker van goddelike geregtigheid. Lukas vertel ons dat sy sweet soos groot druppels bloed geword het. Of dit nou metafories of letterlik is. Soos sommige glo dit was 'n seldsame toestand genaamd hematoidrose. Hierdie detail is nie toevallig nie. Dit is goddelike openbaring. Dit is nie net die voorspel tot Golgotha nie, dit is deel van Christus se lyding vir ons. In Getsemane was Jesus se siel tot die dood bedroef. En sy gehoorsaamheid, suiwer gewillige gehoorsaamheid, het bloed uit sy poree gedruk. Nie van dorings of swepe of spiese nie, maar van binne. 'n engel uit die hemel het verskyn. Nie om die pyn te verwyder nie, maar om hom te versterk om dit te verduur. Die engel se teenwoordigheid het sy vermoë om te ly verhoog sodat hy nie sou flou word of misluk nie. Christus sou nie die uur gespaar word nie. Hy sou daarop voorbereid wees. En die hele tyd het die disippels, die wat hy liefgehad het, geslaap. Soos ons dit lees, moet ons verstaan. Dit was nie bloot emosionele spanning nie. Dit was Jesus, die sondelose seun van God, wat die gewig van die mensdom se sonde begin dra het. Die verskrikking daarvan het hom op sy knieë gedryf, tot bloedsweet, en steeds het hy gebid. Maar nie my wil nie, maar U wil geskied. Hy het nie net vir ons op Golgotha gesterf nie. Hy het vir ons tussen die olyfbome begin bloei. En wanneer ons in die versoeking kom om sonde ligtelik op te neem, om terug te keer na die sondes waarvoor hy gekwel het, mag ons hierdie toneel onthou. Laat Getsemane vir ons die koste wys. Laat dit by ons 'n haat vir sonde en 'n dieper liefde vir ons verlosser aanwakker. Kom ons bid. Here Jesus, dankie vir die bloed wat U vergiet het. Nie net aan die kruis nie, maar in die tuin. Dankie dat U die gewig van ons sonde dra, selfs toe dit U siel verbrysel het. Leer ons om sonde te haat soos U, en om U dieper lief te hê vir die opoffering wat U gemaak het. Versterk ons om te gehoorsaam, selfs wanneer dit kos. Amen.